Kom ons word stil met 'n lied. Dit is Psalm 80 se eerste vers. Kyk bietjie mooi na die woorde van hierdie lied en gebruik hierdie lied om vir die Here dankie te sê dat ons hier kan wees, maar terselfdertyd dat ons so bietjie kan rustig raak in die Here se teenwoordigheid, ook in hierdie kerkgebou ruimte. Ons begin hierdie erediens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede komende van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan na 'n loflied luister, 182, die eerste en die tweede vers. Hierdie is 'n lied waar ons die Here se naam groot maak, 182, die eerste en die tweede vers. Ek wil vir julle vra, as jy die Bybel saamgebring het, kan jy dit oopmaak by Numeri hoofstuk 6. Ons gaan daar lees, Numeri 6, vanaf vers 22 tot by vers 27. 'n redelik kort gedeelte. Dit staan bekend as die priesterlike seën. Voordat ons dan die gedeelte lees, laat vir my almal in plekke, kom ons word stil in gebed voor die aangesig van die Here. Almagtige God en Vader, Seun van God, Jesus Christus, Gees van God, die Heilige Gees. Ons is vanmôre hier by mekaar, Here, om te hoor dit wat U vir ons wil sê. Here, help ons dat ons 'n gees van ontvangbaarheid sal hê, dat ons toeganklik sal wees vir die inwerking van U Gees. Dankie, Here, dat U dit so gewil het, dat ons vanmôre in ons eie taal ook U woord kan aanhoor, dat ons U woord mag besit aan die hand van 'n boek wat gedruk is, wat ons by die huis kan hou, wat ons by die hand kan hou.
Here, dit kry 'n besonderse betekenis as ons vanmôre so as gelowiges by mekaar voor die aangesig van die teenwoordigheid uit die woord uit lees. Mag die waarheid van die woord vir ons duidelik word. Wil U gee dat deur die werking van die Gees dat dit ingang sal vind op so 'n wyse dat dit geskryf word op ons harte, Here, soos 'n kosbare naam of teks op 'n juweliersware stuk geskryf word. Skryf so U woord op ons harte. Op 'n permanente wyse dat ons dit kan saamneem ook wanneer ons vanmôre hier uit mekaar uitgaan. Waar ons ook al mag bevind dat dit ons sal bybly, wil die Gees ook die naprediker word. Seën ons asseblief. Ons vra ons ontvang dit in totale afhanklikheid en nie uit verdienste nie, vra ons dit. In Jesus Christus naam. Amen. Ons teksgedeelte is 'n gedeelte wat U sal herken. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Tot sover toe. As jy 'n gereelde kerkganger is, en jy teen hierdie woorde uit jou kop uitken. Hierdie woorde is in ons verstande ingeprent by elke erediens wat ons bywoon. Soos ek in my gebed genoem het, dink ek hierdie woorde is op die tafels van ons harte gegrafeer. Dis aangrypende seënbede van God af. Want dis ook 'n belofte wat ons by die Here ontvang. Wat die Here vir ons wil gee, dis een van die goed waarmee hy ons wil toerus as ons ook in die wêreld daar buitekant uitgaan. Dis ook een van die sentrale temas in die Bybel, die Here se seën. Ons vind dit dwars deur die Bybel, die vroegste daarvan in Genesis 1 vers 28, dwars deur die Bybel tot by Openbaring 19 vers 9, is die Here seëning besig met sy kinders. Nou daar is verbasend geskryf en gepreek juis oor hierdie gedeelte. Dat dit vir mense belangrik was van die vroegste tye af, getuig daarvan van 'n stukkie juweliersware wat daar in die Hinnom van die vallei buite by Jerusalem opgegrawe is. 'n Silwer stukkie amulet, dis eintlik maar net so 'n plaatjie waarop die seën van die Here geskrywe is. En die mens aan wie dit behoort het, en dis maar so 90 millimeter lang, 9 centimeter, het dit by hom gedra, naby aan sy hart. Hierdie archeologiese fonds is gemaak, is gevind in 1986. So vir die mens moet dit belangrik wees, vir die Ou Testamentiese mens, maar ook vir u en vir my,
2021. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor die seën van die Here. As jy hom weer vir ons sal opsit sien, die seën van die Here, daar vers 24 tot 26. Nou die agtergrond van hierdie teksgedeelte is die Israeliete het daar by Sinaï tot stilstand gekom. Dis die plek waar God kom en hy praat met sy volk. Hy sê vir hulle wat hy van hulle verwag. Dis natuurlik, weet almal, die plek waar God die 10 gebooie of soos dit bekend staan, sy wet aan die volk gegee het. Maar God praat met Moses en hy gee tot ander inligting oor daar. Hier kan ek maar gaan lees. Onder andere gee God aan Moses 'n opdrag wat hy aan Aaron en die Levitiese priesters moet gaan gee. Al die gesalfde priesters ontvang hierdie opdrag. Aaron en sy seuns was natuurlik deel van hierdie Levitiese priesters gewees. En hy sê vir hulle, gaan spreek hierdie seën oor my volk. Nou dit is belangrik om te weet dat die volk op hierdie stadium op die drempel gestaan het om te vertrek vanaf Sinaïberg. Belangrik om hierdie seën te ontvang vir die pad wat voor lê in die Israelitiese konteks is dit die woestyn wat voor lê. God sê, julle moet dit uitspreek oor my volk. Dis nie die belangrike deel die uitspreek nie. Want die priesters is maar bloot instrumente wat God gebruik om sy seën uit te spreek. Kyk bietjie mooi na die teks, daar staan elke keer, julle moet sê, die Here sal, nie minder as 3 keer nie. En dan in die laaste versie, vers 27, kom God in die eerste persoon en sê, ek sal hulle seën. So dit is God wat uiteindelik seën. Hoekom seën God hulle? Om hulle toe te rus. Maar ook belangrik om vir hulle 'n stuk troos te gee. In die beloofde land toe, lê daar 'n lang trek deur die woestyn voor. Maar raak rustig, Israeliete. Want God sê, ek seën julle. Ek begenadig julle. Ek beskerm julle. Ek sal tot julle redding kom. In die woestyn sal ek julle gebede verhoor. En ek sal vir julle vrede gee. Dis wat ek gee voordat julle uitgaan van hierdie plek af. Broers en susters, vandag word nog steeds daardie seën uitgespreek. Deur geordende en geroepe predikante, 'n proponent of iemand wat nie georden is nie, mag volgens die gereformeerde tradisie nie hierdie seën uitspreek nie. En as jy wil, kan jy vanmôre aan die einde van hierdie erediens u ophou as ek die seën uitspreek. En jy sal sien dat ek my hande wanneer ek die seën uitspreek, so voor u, oor u gehou. Want dit is 'n goddelike opdrag om hierdie seën uit te spreek oor u. Hierdie seën word deur gelowiges ontvang. Oor wie word hierdie seën uitgespreek?
In die eerste plek, volgens ons teksgedeelte, oor die Israeliete, en dit is belangrik om te weet, dit is nie mense met wie God 'n verhouding het, dis in wie God 'n verbond gesluit het. Hy is verbind aan hulle. Dan het die volk by mekaar gekom, aanvanklik by die tent van die tabernakel, tent waar God aanbid is, sy teenwoordigheid simbolies deur die tent se daar wees beskryf is. Later het dit in die tempel plaasgevind. Daar het God se volk by mekaar gekom. Maar dis daar waar die seën van die Here uitgespreek word. In vandag se taal sal 'n mens kan sê, die seën van die Here word uitgespreek op gelowige mense. Daar waar hulle by mekaar kom in die kerk volgens God se opdrag. Dis waar God se seën uitgespreek word. God se seën word nie sommer net wild en wakker uitgespreek nie. Iemand skryf, dit is nie soos 'n doodenigingswerk waar 'n vliegtuig oor 'n gebied wat aan hongersnood ly, pakkies uit die lug uitgegooi word en elkeen wat daar verbyloop en 'n pakkie kry, kan hierdie pakkie kry en nou sy weer versterk, want hy kan nou weer met die aangaan. Nee, so werk God se seën. Die God se seën word oor gelowige mense uitgespreek, groot en klein. Maar dit is ook die rede hoekom hierdie seën van die Here deur elkeen van God se gelowiges ook vandag oor wie die seën uitgespreek word, daardie seën in ontvangs moet neem. Bewus daarvan dat dit God is wat seën. Jy kan dit aanneem. Dis vir jou bedoel. Jy kan dit jou eiendom maak deur dit te bewaar in jou hart en in jou gedagtes. Dit moet deel van jou en my lewe word, amper soos daardie stukkie juweliersware, daardie amulet waar die Here se seën op gegraveer was. Die vraag is eintlik, maar wat is hierdie seën wat die Here aan sy kinders toesê? Deuteronomium 28 vers 2 tot 6. Dit kan praktiese goed wees. Ek lees gou vir u Deuteronomium 28, dit handel juis oor die seëninge van die Here. As jy goed luister na die Here, jou God en jou gehoorsaam maak aan al sy gebooie en jou lewe daarvolgens inrig, sal die Here jou God oor al die nasies van die aarde stel. Luister hier, as jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseën wees in die stad en jy sal geseën wees in die oop veld. Jou nageslag sal geseën wees en die opbrengs van jou lande en die aandeel van jou diere, jou kalweroes en jou lommeroes, jou oesmandjie en jou oesbottel sal geseën wees. Jy sal geseën wees waar jy ook al gaan. God wil vir ons hierdie goed gee, maar let daarop. God se seën beteken nie net om vir ons goed te gee nie. Nee, dit gaan baie verder as dit. Dit gaan oor God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid beteken ook sy goedheid en sy liefde kom in aksie in jou lewe, want God is saam met jou. Iemand beskryf God se teenwoordigheid
sy seun as 'n bonatuurlike guns, wat God vir gewone mense soos ek en jy gee. God se krag en majesteit begin tot jou voordeel in jou lewe werk. Ja, dit beteken, volgens Deuteronomium 28, dat hy ook vir ons gee, dit wat ons nodig het. Nie noodwendig dit wat ons wil hê nie, net daarop. Dit word ondervang met die woorde, ek sal jou seën en jou beskerm. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Ek sal jou gebede verhoor en ek sal jou ook vrede gee. Hier is nie sprake van hope van gemak en blikgoed en geld en nie. Nee, daar is iets meer kosbaar en dit is God se teenwoordigheid. En God wil dit vir sy kinders gee. Dit is hoe die verhouding lyk wat God in gedagte het met sy kinders, met jou en my. Broers en susters, hierdie seën van die Here is nie maar net iets wat in die toekoms gestel word, waarop ons hoop plaas, ons hoop ons gaan dit kry nie. Nee, God se teenwoordigheid is onmiddellik. God se seën, as dit sy teenwoordigheid is, dan is dit nou reeds hier. Dan is dit deel van ons lewens hier en nou. Nie later iets wat ons gaan ontvang nie, is iets wat ons reeds het. Dit is 'n belofte van die Here. Daarom is dit nie net 'n seëning nie, dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Die Here is liefdevol, handelend besig in jou en my lewe. Let daarop dat wanneer die seën van die Here sigbaar word in ons lewens, dan seën die Here jou sodat jy tot seën van die ander mense kan wees. Het jy al so daaraan gedink? Jy is 'n seën sodat jy ander kan seën? Het jy al so daaraan gedink dat daardie persoon is jou seun wat God gestuur het? Ja, as die seën van die Here vanmôre oor ons uitgespreek word, voordat ons by die kerkgebou uitgaan, dink daaraan dat hierdie seën oor ons uitgespreek is deur God self. Soos hy die Israeliete geseën het voor hulle in die woestyn moes ingaan, so seën die Here vir jou en vir my, voor ons in die wêreld moet uitgaan. Dit is baie belangrik om dit raak te sien. As die seën van die Here net oor jou uitgespreek word, ontvang dit. Moenie net passief daarna luister nie, ontvang dit as 'n geskenk wat die Here vir jou wil gee, 'n stuk toerusting. Of jy op die pad gaan wees, of jy daar by die huis gaan wees, of jy daar moet gaan werk, hierdie seën gaan saam met jou. So word die seën van die Here iets wat ons gereed maak om uit te gaan. Die Here seën jou met 'n stuk vrede. Daar die woestyn gaan baie uitdagings aan die Israeliete bied. Hierdie week gaan 'n klomp uitdagings sê vir waar jy jou gaan bevind. Maar die Here seën jou. En hy gee sy vrede vir jou. Die Here wil vir jou sê,
alles is reg, al is alles verkeerd daar buitekant, alles is reg, want ek is by jou. Sjoe. Die Israeliete moes daarom baie dankbaar gewees het vir hierdie seën van die Here wat hulle ontvang het. Ja, ek sien dit. Dat die volk van God, die seën van die Here, nie waardeer het nie. Hulle het vergeet, God het gesê, ek seën jou, ek sal jou gebooie, ek sal jou gebede verhoor. En hulle het vergeet daardie tragiese geskiedenis van die Israeliete wat ons van lees in die Bybel, is getuienis daarvan. Ja, selfs toe God gekom het en deur profete die volk gewaarsku het, die volk bestraf het, die volk gesmeek het dit op oor geval. God se seën was vergete gewees. Jy sien, dis deel van God se seën. God wil seën, maar God se seën verskoon ons nie van ons eie verantwoordelikheid nie. Die Israeliete het vergeet dat God ook gesê het, dat julle met my gebooie gehoorsaam. Die grootste seëning wat God gegee het vir hierdie mensdom, vir u en vir my vandag, is natuurlik sy eie seun, Jesus Christus, wat hy na hierdie wêreld gestuur het. Ja, dan verstaan 'n mens dat daar geskrywe staan in God se seën daar by Sinaï, dat hy tot ons redding verskyn. En ons genadig is. Sy seën het vir ons redding gebring, soos God in sy seën beloof het. God se seën het ook vir ons iets anders om wys, voordat sy seun weer in die hemel opgaan. Getuig Lukas 24 vers 50 en 51 die volgende. Daarna het hy, dus Jesus, hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Jesus het ook hierdie seën uitgespreek oor sy disippels en hulle het dit verder geneem. U sien die seën van die Here maak ons nie arrogant nie, maar maak ons nederig en diensbaar. Want die seën wat ons ontvang het, het ons ook uitdeel. Hierdie seën van die Here ons ontvang, maar ons dra eintlik maar net hierdie seën om dit weer aan te gee vir iemand anders. En ek moet voorwaar bewus word van God se seën, God se geskenk, God se belofte aan elkeen vanmôre te doen. Broers en susters, ek is klaar. Maar is u om watter rede ook al vanmôre in hierdie erediens of in enige ander erediens wat u nog gaan bywoon, geen boodskap ontvang het nie, kan u uit daardie erediens uitgaan, nog steeds vervul met 'n vol hart, 'n hart wat oorloop
dankbaarheid, want die Here stuur u ook uit. Soos die Israeliete van oud stuur hy u ook uit met sy seën. Numeri 6 vers 22 tot 26. Ek wil vir u vra vanmôre, wanneer ek aan die einde van die erediens die seën uitspreek, ontvang, miskien dalk vir iemand die eerste keer hierdie seën van die Here as iets vir die Here spesiaal binne jou omstandighede vir jou wil gee. Hou maar die oë daaroor oop en kyk hoe ek die seën daarvan uitspreek. Kom ons luister na 'n baie besonderse lied wat op die databord vir ons gespeel gaan word. Hierdie lied het 3 verse, die seëninge of die strome van seën uit die hemel. Dis 'n volkslied. Kom ons luister daarna. Kom ons staan dan nou, om die seën van die Here te ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
die seën van die Here na jou huis.